Welkom by Wiskunde met Hildegard se eerste sessie. Ek studeer toegepaste wiskunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Ek beoog om eendag 'n wiskunde onderwyseres te wees. Vandag kyk ons na 2024 se NSS vraestel 1, vraag 1.1. In vraag 1.1 moet ons vir x oplos. Dit is waar ons die onbekende moet bepaal. Ons moet seker maak dat die linkerkant gelyk is aan die regterkant. Ek sal nou elke vraag noukeurig beantwoord. Vir vraag 1.1 het ons 'n kwadratiese vergelyking. Ons moet altyd met 'n kwadratiese vergelyking alles aan die een kant kry gefaktoriseer en dit moet gelyk wees aan 0. Ons is gelukkig in hierdie geval, ons het alreeds dit gefaktoriseer en gelyk aan 0. So ons is gelukkig. So nou moet ons eenvoudig sê dat elkeen van die twee hakkies moet gelyk wees aan 0. Ons het twee moontlikhede. So x is gelyk aan 0 of x minus 3 is gelyk aan 0. Ons kan eenvoudig hierdie een oplos vir x deur te sê x is gelyk aan 3. Ons vat die 3 oor. Vraag 1.1.2. Ons het weer eens 'n kwadratiese vergelyking. Hierdie keer gee hulle vir ons die hint dat ons dit moet doen korrek tot 2 desimale plekke. Wanneer ook al jy dit sien, dan weet jy moet jou kwadratiese formule gebruik. En dit is minus b plus minus die vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac gedeel deur 2a is gelyk aan x. So nou gaan ons dit invervang. Maar eers moet ons vergelyking in standaard vorm kry. Met ander woorde, ons moet dit gelyk aan 0 kry. So ons moet die 4x na die ander kant neem. So dit gaan wees 2x kwadraat plus, minus 4x plus 1 is 0. Onthou, die 2 gaan nou verband hou met die a, die minus 4 verband met die b en die 1 met c. Ok, kom ons vervang al hierdie waardes in die kwadratiese vergelyking. Dan gaan ons kry die volgende. Minus 4 plus minus vierkantswortel minus 4 kwadreer minus 4 maal 2 maal 1 gedeel deur 2 maal 2 is 0. Is x, jammer. Ok, nou moet ons dit net op ons sakrekenaars intik. Jy kan uiteraard vereenvoudig, maar op jou sakrekenaar gaan dit die vinnigste wees. So, dan kry ons x gelyk is aan 1.71 of x is gelyk aan 0.29. Daar sy. By vraag 1.1.3 het ons weer 'n 3-term. Maar hierdie keer is dit 'n ongelykheid. Eerstens moet ons dit faktoriseer. Anders kan jy niks daarmee doen nie. So, ons gaan dit faktoriseer deur te kyk na die laaste term, die 3, minus 3. Wat kan ons kry, wat is 3 se faktore? Dit is 1 en 3. So ons weet ons gaan werk met 1 en met 3. Ons teken is minus, so ons weet dat ons verskillende tekens gaan hê. En daarom gaan ons dan hê x minus 3 en x plus 1. En dit is ook omdat
ons so ver as moontlik in die negatiefes wil ingaan, wil ons die grootste een van die twee negatief hê. Ok, maar dit is groter as 0. Nou moet jy 'n skets maak, en dit is sommer net 'n rofweg skets, om net vir jouself te wys waar wat is. So hier het ons minus 1 en hier het ons 3. Ok, ons wil weet waar is dit groter as 0. So ons gaan kyk waar is hierdie parabool bo die x-as. En dit is nou in hierdie area. Ok, so ons kan dit uitdruk as x is kleiner as minus 1 of x is groter as 3. Ons kan hierdie ook skryf as die volgende. X is element van negatief oneindig tot by minus 1 en van 3 tot by oneindig. Is ook 'n voldoende manier om dit te skryf. Vraag 1.1.4. Ons moet alweer vir x oplos. Hierdie vraag is 'n bietjie meer challenging, want ons moet nou eksponent reëls gebruik, wette. So eerstens, ons kan hierdie gedeelte herskryf as 2 tot die mag x maal 2 tot die mag 2. Ok? Kom ons herskryf met eers alles. Ok, nou kan ons ook die 2 tot die mag 2 vervang met 4. Ons maak maar net ons lewens eenvoudiger. (32) is gelyk aan 0. En nou moet ons hierdie faktoriseer. So dit is nogals 'n komplekse een om te faktoriseer. Maar jy sal sien, ons het 2 tot die mag 2x hierso, en daarom gaan ons gebruik, as mens onthou van eksponentwette, 2 tot die mag x maal 2 tot die mag x is 2 tot die mag 2x. So daarom kan dit vir jou 'n teken wees dat ons iets met 2 tot die mag x gaan doen. So, jy gaan dit faktoriseer as volg, 2 tot die mag x minus 8 maal 2 tot die mag x plus 4 is 0. Nou los jy al twee kante van die vergelyking op as volg, 2 tot die mag x minus 8 is 0, of 2 tot die mag x plus 4 is 0. Ok, so nou kry ons 2 tot die mag x is 0, is 8, of 2 tot die mag x is negatief 4, so hierdie is 2 tot die mag x is 2 tot die mag 3, maar hierdie kant, 2 tot die mag x is minus 4, het geen oplossing. Want daar is geen waarde, geen x-waarde, waarvoor jy minus 4 kan kry nie. Want onthou, as jy x 'n waarde maak, dan gaan dit net groter raak. Hy gaan nooit negatief raak nie. En as jy x 'n negatiewe waarde gee, dan gaan hy 'n breek wees. So dit gaan in elk geval nie kan werk nie. In hierdie kant kan ons nou net werk met die eksponente. Ons kan, want ons heelgetalle is dieselfde, die basisse, so ons kry x is 3. En dit is my finale antwoord. Vraag 1.1.5. Hierdie is ons heel laaste vraag vir vandag. Ons wil vir x oplos. Ons gaan dit doen deur die minus x aan die ander kant eers te kry. As volg, minus 2x plus 4 is 2 plus x. Om ontslae te raak van die vierkantswortel, moet ons kwadreer aan beide kante. Ons doen nou die inverse van die wortel.
Ok, so nou gaan ons hier kry minus 2x plus 4. Nou moet jy onthou om hierdie hakkie uit te maal. So, dit x gaan vir jou gee, 2 maal 2 is 4, 2 maal x is 2x, plus 2 maal x is 4x, plus x kwadraat. So dit is wat ons gaan kry as ons die hakkies uitmaal. 4 plus 4x plus x kwadraat. Nou moet ons die nuwe 3 term oplos. So vat alles na die een kant en kry dit gelyk aan 0. So 0 is gelyk aan x kwadraat plus 6x en die 4 en die 4 gaan net uitkanseleer en 0 wees. Ok, kom ons faktoriseer hierdie. Dit raak x hakkie x plus 6 is 0. So x is 0 of x is minus 6. So uiteindelik is ons klaar. Nee, jy is verkeerd. Ons moet eintlik nog 'n stap doen. En die stap wat ons nog moet doen is, ons moet toets. Ok, want die kans dat hierdie regtig jou antwoord is baie skraal. Dat al twee jou antwoord is. So, toets x is gelyk aan 0. So, vierkantswortel minus 2 maal 0 plus 4 minus 0. So, dit geef ons vierkantswortel van 4 minus 0 en dit is 2. So, hy werk. Kom ons probeer die x is gelyk aan minus 6. Ok, nou kry ons minus 2 maal minus 6 plus 4, onthou minus 6 ook. Nou kry ons 12 plus 4 minus 6. 12 plus 4 is 16, so vierkantswortel 16 minus 6, dis 4 minus 6, en hier kry ons minus 2. Hy werk nie. So, dit wil sê, x is net gelyk aan 0, en dit is jou finale antwoord. Ok, en dit is die laaste vraag vir vandag. Baie dankie.